Al hoe meer mense kyk deesdae na die parlement se kanaal op die TV, maar nie noodwendig vir die regte redes nie. Mense moedig mekaar aan om in te skakel, nie noodwendig om op hoogte te bly van wat in die politiek gebeur nie, maar baie keer vir vermaaklikheidsredes. Daar is mense wat sê dat die EFF deesdae die amptelike oppositie is, omdat 'n mens baie meer van die EFF hoor of omdat die EFF die politieke debat domineer. Daar was ook onlangs 'n debat in die parlement rondom plaasmoorde, waar Dr. Pieter Groenewald, die leier van die Vryheidsfront Plus, 'n baie sterk standpunt ingeneem het. En ons gesels nou met Dr. Pieter Groenewald, leier van die Vryheidsfront Plus. Baie dankie en welkom in die ateljee. Ek wil dalk begin met die eerste vraag, is die opmerking wat ek in die inleiding gemaak het. Wie is op die oomblik die oppositie in die parlement? Is dit die DA, is dit die EFF of is dit die ander partye? Of hoe werk dit? Ek dink jy het dit goed opgesom, Ernst, om te sê wie is nou eintlik die amptelike oppositie? Natuurlik, in terme van die teorie, is die DA die amptelike oppositie, want hulle die meeste oppositielede. En interessant is, dan gaan ons na die EFF toe, maar as ons gaan kyk in terme van die optrede binne in die parlement, dan word die indruk geskep dat die werklike oppositie, met ander woorde, daardie party na wie die ANC luister in sekere debatte en waarop hulle die meeste reageer, dan is dit die EFF. So ek wil sê in die praktyk, kan ek verstaan dat die kykers dan dink dat die EFF is dan eintlik die oppositie. Ons het op 'n stadium gesien, net na die 2014 verkiesing ook, dat die EFF het amper die leiding geneem. Hulle het op een stadium byvoorbeeld uitgestap met die staatsrede van president Zuma, en toe het die DA hulle agtervolg. Op daardie stadium het die Vryheidsfront Plus byvoorbeeld nie gedoen nie. Ons het 'n ander standpunt gehuldig, want ons het gevoel dat die punt wat hulle gemaak het, was nie 'n geregverdigde punt nie. Jy kan nie sommer net vir enige iets opstaan en uitstap nie. En op hierdie stadium dink ek die EFF misbruik bietjie die situasie. As jy 'n sterk standpunt het, staan naby. Ek is ten gunste daarvan. Maar byvoorbeeld hulle sê hulle erken nie vir Zuma as die president van Suid-Afrika nie, en daarom het hulle uitgestap. Dan is my vraag, hoekom neem hulle dan in 'n volgende debat deel, waar Zuma deel van daardie debat is? En hoekom 1 jaar sê hulle erken hom nie, en dan stap hulle uit, maar die volgende jaar is hulle maar weer daar? Dan is 'n bietjie dubbelpratery, en dan begin dit meer propaganda word, as wat dit werklik 'n ernstige parlementêre debat is. Ek wil nou 'n bietjie oor die Vryheidsfront Plus gesels, maar miskien net so 'n bietjie 'n kommentaar oor die DA. Dit lyk, as 'n buitestander, lyk dit asof die DA stelselmatig besig is om te verander. Soos die DA dit stel, is hulle, ek dink hulle sê hulle is besig om te vernuwe. Dit lyk nie of die DA van vandag en die DA van Helen Zille noodwendig dieselfde is en dieselfde is as die DA van Tony Leon nie, asof die DA in 'n mate al hoe meer na die linkerkant toe begin skuif. Is dit 'n korrekte waarneming, of wat is julle waarneming van waarmee die DA op die oomblik besig is? Jou waarneming is heeltemal korrek, want ons moet onthou dat die DA sien homself as die volgende regering, so hy wil getalle hê by 'n verkiesing, en hy gaan soek daai getalle spesifiek by die swart stem. Hy is ook nie skaam om dit te sê nie. Onthou, Helen Zille het destyds gesê, en dit was gerapporteer in die media, dat die volgende leier moet 'n swart leier van die DA wees, sodat hulle swart getalle kan trek. En om dit te kan doen, moet die DA eintlik die ANC, kan ons amper sê, uitbie ten opsigte van sekere aangeleenthede. Daarom sal jy vind dat die DA is absoluut ten gunste van swart ekonomiese bemagtiging en regstellende aksie, en hy wil dit amper beter wil toepas as wat die ANC dit doen. Want om die kiesers van die ANC af weg te kry, moet hy sê, man, ek kan sekere standpunte beter uitvoer as die ANC. En verseker is daar dan 'n klemverskywing in die eerste plek. En ek meen, Mmusi Maimane het ook gesê, dat wat die strukture van die DA betref, moet daar 'n verandering kom, 'n transformasie. Met ander woorde, ek wil sê dat die DA op hierdie stadium is ook besig met radikale transformasie binne in die DA, om hulle sodanig te posisioneer, dat hulle meer swart stemme kan trek en weg van die ANC. Nou, daar was nou 'n groot debat ook in die parlement rondom SASSA en die uitbetaling van sosiale toelaag. Nou, dit lyk baie problematies. 17 miljoen mense wat sosiale toelaag by die regering kry, wat nou dis vreemd, die ANC spog daaroor, hoe meer mense toelaag kry, hoe beter. Dis is die ANC se denke.
hoe los 'n mens so iets op? Want kan 'n mens vir iemand wat sosiale toelaag kry, hoorie, dis beter vir jou om vir 'n party te stem wat nie vir jou geld gaan gee nie. Wat is die dinamika van hierdie sosiale toelaag en is dit iets wat 'n mens kan oplos in die parlement? Wel, eerstens wil ek sê die dinamika rondom die sosiale toelaag is natuurlik maar net om dit eenvoudig te stel, die regerende party koop daarmee stemme. Want met 'n verkiesing dan gaan hulle, dit sê hulle ook vir die mense. Maar onthou net, jy kry sekere sosiale toelaag en as jy nie weer vir ons stem nie, dan gaan jy dit verloor. So wie gaan dan daardie geld wil verloor? Nou dit is ook, so deel van daardie 17 miljoen is 11 miljoen kinders. Maar die feit van die saak is, hulle het ouers. En die ouers sal nie wil sien dat die geld weggeneem word daarvoor nie. So dit is ook hoekom die DA na vore kom en sê, dat hulle sal verseker dat die gelde beter uitbetaal word, vinniger uitbetaal word ensovoorts. As jy sê, hoe los mense die probleem op? Die Vryheidsfront Plus is gekant teen hierdie geweldige toename van sosiale maatskaplike toelaag. Daardeur sê ek nie dat jy werklike verdienstelike gevalle het wat natuurlike toelaag moet ontvang. Maar as ons aangaan soos ons tans aangaan, en jy kyk byvoorbeeld na professor Janie Rousseau, het hulle in 'n studie bevind dat as die toename plaasvind en die aantal staatsamptenare en die salarisse wat betaal word, gaan ons teen 2025 gaan basies die hele totale begroting van die land net betaal word aan sosiaal-maatskaplike toelaas en aan salarisse van staatsamptenare. So die regering misbruik daardie situasie om stemme te koop. Ons sê, om die probleem werklik op te los, moet daar werk geskep word in Suid-Afrika. Jy word 'n maatskaplike of 'n sosiaal-maatskaplike staat as jy nie genoeg werksgeleenthede het nie. En dis die groot probleem in Suid-Afrika. Die ekonomie groei nie na wense nie en ons moet sorg dat die ekonomie groei sodat daar meer werk geskep kan word, sodat daar minder mense is wat aangewese is op 'n maatskaplike toelaag. Dit is die enigste probleem. Anders te gaan ons in 'n situasie kom waar die geld net eenvoudig gaan opraak of ek en jy as gewone belastingbetaler gaan meer belas word om die maatskaplike toelaas te kan bekostig. En dit is nie volhoubaar nie. Nou die Vryheidsfront Plus het 'n redelike fokus in die Afrikaner gemeenskap, wat by implikasie beteken dat ek dink die vooruitsig is dat die Vryheidsfront Plus byvoorbeeld die 2019 verkiesing gaan wen in Suid-Afrika nie. En dis dan nou ook die kritiek wat deur byvoorbeeld die DA teen die Vryheidsfront Plus geopper word. Dis 'n kleiner party en dis 'n mors van 'n stem as 'n mens vir die Vryheidsfront Plus stem. Wat is julle antwoord daarop? Mors mense nie maar hulle stem as hulle vir die Vryheidsfront stem nie? Verseker mors hulle nie hulle stem nie. En die eerste rede is dat die kiesstelsel van Suid-Afrika, veral op provinsiaal nasionale vlak, is dat elke stem tel. En daar's 'n rede hoekom ons die proporsionele kiesstelsel het. Dit is om te verseker dat alle gemeenskappe seggenskap verkry binne in die parlement. Jy's reg. Die Vryheidsfront Plus is nie skaam om te sê dat ons staan op vir die regte van die Afrikaner. En as ons gaan kyk na die debat vandag, die narratief soos hulle verwys, dan sê ons staan op vir die wit mense van Suid-Afrika binne in die parlement. Want die wit mense word beskuldig vir alles wat verkeerd gaan in Suid-Afrika. Ja, ons weet, ons sal nie die regering kan oorneem nie, maar die belangrikheid is dat die Afrikaner en dan die wit mense 'n stem in die parlement verkry om vir jou belange op te staan. Daarom sê ek, maak jou stem dik, ook in die parlement. En dit is net die Vryheidsfront Plus wat bereid is om dit te doen. Die ander partye is bang, hulle stoot ander kiesers af as hulle te sterk na vore tree vir die Afrikaner of vir die wit mense. Die tweede aspek is, onthou dat, omdat elke stem tel, kry jy 'n aantal verteenwoordigers en wat ons tans beleef byvoorbeeld in Tshwane, in Johannesburg en ander stadsrade na verlede jaar se munisipale verkiesing, is dit 'n een enkele stadsraadslid van die Vryheidsfront Plus wat die magsbalans hou. Met ander woorde, ons is die koningmaker. Kom ek vat byvoorbeeld die Hessequa munisipaliteit is 'n goeie voorbeeld. Daar's 8 DA raadslede en 8 ANC raadslede en 1 Vryheidsfront Plus raadslid. En daardie lid bepaal wie word die uitvoerende gesag in daardie munisipaliteit. En ons uitgangspunt is dat ons wil optree in die beste belang van die kiesers en daarom het ons byvoorbeeld in Hessequa, ons is ook in 'n koalisie dan met die DA, ook in Tshwane. Want sonder die Vryheidsfront Plus met sekere koalisies is daar geen regering nie. Daarom kry jy eintlik 'n bonus as jy vir die Vryheidsfront Plus stem. Nommer 1 is jou stem tel.
Nommer 2, jy stem vir 'n party as dit ook jou belange is, wat bereid is om onbeskaamd op te staan vir die regte van die Afrikaner, vir die regte van die wit mense, en ons is nie meerderwaardig daaromtrent nie. Ons vra nie bevoordeling nie, ons vra net gelyke regte. En die derde aspek is dat jy help om die ANC te ontroon as regering en word jou belange juis in so 'n koalisie ingedra. Kom ek vat Swane, omdat ons deel van die koalisie is, kan ons byvoorbeeld sekere voorwaardes stel by die aanstelling van sekere poste, om te sê, doen weg met regstellende aksie, sorg dat die aanstelling op meriete plaasvind, want daar is hoeveel poste veral op plaaslike regeringsvlak, wat bevries is, omdat hulle nie 'n geskikte regstellende aksiekandidaat kan kry nie. Ons het in die verkiesing gesê, ons moet wegdoen daarmee, en daar waar ons in die stadsrade wel deel van 'n koalisie is ons aktief besig om juist te probeer sorg dat dit op meriete plaasvind en nie op die basis van die kleur van jou vel nie. Nou so gepraat van ontroon, dink julle Jacob Zuma gaan sy termyn as president klaarmaak, gaan die mosie van wantroue enige impak hê, of die voorstel daarvoor, gaan die ANC dalk 'n ander president kry en van Zuma ontslaa raak? As 'n mens nou bietjie moet bespiegel, wat sou julle siening wees? Ek is op rekord waar gesê het, ek verskil oor die strategie wat gevolg is met die mosie van wantroue. Ek het vir Mmusi Maimane persoonlik gesê, moenie nou kom met 'n mosie van wantroue van die DA of enige oppositieparty se kant af nie. En die argument is baie eenvoudig. Binne in die ANC het die anti-Zuma faksie baie sterk na vore getree. Inteendeel, hy was baie sterk. Selfs so sterk dat van die ANC-lede in die openbaar, hulle begin uitspreke teen Zuma. Voordat die DA nog die mosie ingedien het, was 'n goeie voorbeeld wat die debat gevoer is oor die mosie van die EFF, om te sê hulle is bereid om saam met die ANC die grondwet te verander, om grond te nasionaliseer sonder die vergoeding daarvoor, wat die totale parlementêre caucus gestem het teen die uitsprake van Zuma. So die anti-Zuma faksie het baie sterk geword in die ANC. Toe die DA gekom het en geondersteun deur die EFF om die mosie van wantroue in te stel, het ek gesê, nou veroorsaak julle dat die ANC verenig. Strategies is dit 'n fout, want geen parlementslid van die ANC sal vir 'n mosie stem om van hulle eie leier ontslae te raak nie. En ek gaan so ver om te sê, al is die uitspraak of al is die stemming in geheim wat betref die mosie, dan sê ek dat dit gaan steeds nog nie slaag nie. Daar is baie ANC LP's wat ook graag van Zuma ontslae wil raak, maar die politiek werk eenvoudig net so, dat hulle dan gaan sê, maar ek kan nie teen my party stem nie. En eintlik het hierdie mosie van wantroue, was dit strategies verkeerd. Dit het eintlik die hakskene van Cyril Ramaphosa, hulle wat half in die leiding is van die anti-Zuma faksie, se hakskene afgekap. Want nou het hulle geen keuse as om te verenig rondom die organisasie, naamlik die ANC nie. So ek sê hulle gaan nie slaag nie. As jy praat van gaan Zuma aanbly, ek dink dit gaan afhang van wie die leier van die ANC word in Desember se verkiesingskonferensie. Sou dit byvoorbeeld Dlamini Zuma, die kandidaat van Zuma se ondersteuningsfaksie gaan wees, dan voorsien ek dat hy gaan aanbly tot 2019. Want hy kan aanbly grondwetlik tot 2019. Ek voorsien wel dat sou 'n ander persoon wen. Byvoorbeeld kom ons sê Cyril Ramaphosa word die president van die ANC in Desember, voorsien ek dat Zuma nie gaan aanbly as president tot in 2019 nie. Daar is baie onstabiliteit wat nou plaasvind. Uit die aard van die saak, die resies is in die gang. Dit is ook nie uniek in die ANC nie. Alle politieke partye, wanneer dit kom by herverkiesing van ampte, is daar baie woelinge, daar spanning, want elkeen is in die skram en wil graag die voorste posisie verkry om verkies te word. So, daar gaan nog 'n redelike onstabiliteit plaasvind tot en met Desember. Dit is jammer, want dit is nadelig vir my en jou as 'n gewone burger van Suid-Afrika, want die fokus van die regerende party is nie nou op die kwelpunte van Suid-Afrika wat ons as mense raak nie. Hulle fokus is nou op interne gevegte op wie is die volgende leier in die ANC, en dit is tot ons nadeel. Dr. Pieter Groenewald, baie dankie. Ons sal verseker met groot nuuskierigheid kyk hoe die saak verloop en spesifiek ook kyk oor die rol wat die Vryheidsfront Plus hierin speel. Dankie vir die geleentheid.